Ken jy die man van Golgotha? Die een wat jou laste kom dra. Ken jy sy naam? Ken jy sy stem? As hy voor jou staan, sal jy ken. Ken jy dan die man van Golgotha? Weereens baie welkom en baie dankie dat u ingeskakel het. Nou ek glo en vertrou, dit gaan sommer goed met u, dat die waarheid van God se woord steeds vir u van kardinale belang is. Nou in vandag se video gesels ek weer oor die godheid van Jesus Christus. Ek het reeds 'n paar video's daaroor gedoen. Dit is belangrik dat ons glo wie Jesus Christus is. Daarvan hang ons hele saligheid af. Nou daar's baie kultusse, baie valse gelowe, valse leraars en selfs baie Christene wat nie kan verstaan hoekom Jesus God is nie. Hulle verwerp die idee dat hy werklik God is, maar dat hy net die seun van God kan wees en 'n profeet kan wees. Nou ek gaan vandag kyk na 'n paar videoklips van valse leraars wat hulle menings gee. Ons gaan kyk na 'n paar skrifgedeeltes. Hierdie is 'n baie omstrede onderwerp. Dit is 'n onderwerp waarvan daar min gepraat word in ons kerke. Kinders van die Here is onkundig oor hierdie onderwerp en kan nie aan die valse leraars of kultusse verduidelik presies hoekom Jesus God is nie. Nou, kom ons gaan kyk wat die woord van die Here leer en ons spring sommer dadelik weg. Nou, om die offer wat Jesus aan die kruis volbring het te verstaan, moet ons weet wie Jesus Christus is. Die Satan bring baie groot verwarring en hy gebruik skrifgedeeltes in die woord van die Here om misleiding te bring, verwarring en onkunde onder selfs gelowiges. Nou ons moet weet wie Jesus is en dis baie belangrik. Nou hierdie offer moes volmaak wees deur 'n volmaakte persoon. En dit is God homself. En daarom moes God in Jesus Christus mens kom word om hierdie offer aan die kruis, 'n fisiese offer, die lam van God wat gekom het, te volbring. En daarom is dit die enigste manier hoe verlossing bewerkstellig kan word, dat God mens kom word het in Jesus Christus. Nou kom ons gaan kyk na 'n paar skrifgedeeltes wat ons wys dat Jesus is werklik God. Nou die eerste vind ons in 2 Petrus 1 vers 1, Simon Petrus, 'n diensknegt en apostel van Jesus Christus, aan die wat net so 'n kosbare geloof as ons verkry het, deur die geregtigheid van onse God en saligmaker, Jesus Christus. Is dit nie duidelik nie? Hy is onse God en saligmaker, naamlik Jesus Christus. Nou die Nuwe Lewende Vertaling beskryf dit so, hy sê, julle het hierdie geloof ontvang van Jesus Christus, ons God en ons verlosser. In ander woorde, hier is dit baie duidelik dat hy Jesus beskrywe as God en verlosser, en dis baie belangrik. Nou kom ons gaan kyk, God is natuurlik Yahweh en Jesus is Yahweh, dis dieselfde God, dis een God. Daar's nie twee verskillende wesens hier te sprake nie. God het net in Jesus Christus mens kom word, die lam van God, wat met sy eie bloed sy gemeente verkry het. Nou kom ons gaan kyk na die skrifgedeelte. Gee dan ag op julleself en op die hele kudde waaroor die Heilige Gees julle as opsieners aangestel het, om as herders die gemeente van God te versorg, wat hy deur sy eie bloed verkry het. God het sy gemeente met sy eie bloed verkry in Christus Jesus. Nou Galasiërs 1 vers 4 tot 5 sê die volgende: genade, vrede en vrede van God die Vader en onze Here Jesus Christus, wat homself gegee het vir ons sondes. En dis belangrik dat ons sal verstaan wie het homself gegee. God het homself gegee, maar in sy seun Jesus Christus. Ander woorde, dis God in die vlees wat aan die kruis hang. En daardie offer is volmaak en kan net deur God gebring word. Nou kom ons gaan kyk na ander skrifgedeeltes. Natuurlik 1 Timoteus 3 vers 16 en onteenseglik die verborgenheid van die godsaligheid is groot. Dis 'n verborgenheid, maar wat is hierdie verborgenheid? God is geopenbaar in die vlees. Ander woorde, Jesus Christus is God in die vlees. Hy is geregverdig in die gees, het verskyn aan engele, is in heerlikheid opgeneem.
Nou as ons gaan kyk na 'n skrifgedeelte in 1 Johannes 4 vers 2 tot 3, hieraan ken julle die gees van God, elke gees wat bely dat Jesus in die vlees gekom het, is uit God. Met elke mens wat dit glo, is uit God uit. En elke gees wat nie bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het nie, is nie uit God nie. En dit is die gees van die antichrist. Nou wat is die konteks hiervan? Dit beteken God het mens kom word. Hy is absoluut God in die vlees, Jesus Christus, Immanuel, God met ons. As jy dit nie glo nie, het jy die gees van die antichrist. Nou kom ons kyk Hebreërs 2 vers 14, onthou Jesus het mens kom word. Hy sê aangesien die kinders dan vlees en bloed deelagtig is, het hy dit ook op dieselfde manier deelagtig geword. Net soos ek en u wat gebore is in 'n liggaam, het Jesus is hy gebore in 'n fisiese liggaam, God in die vlees, natuurlik Immanuel, God met ons. So het hy aan die kruis die dood tot niet kon maak, wat natuurlik die vyand, dis die duiwel. Hy die duiwel oorwin aan die kruis, en daarom het hy deur die dood, sy kruisdood, die vyand tot niet kon maak. En hy moes dit doen in 'n fisiese liggaam, en dis baie belangrik. Nou kom ons gaan kyk na 1 Johannes 5 vers 6, en dit is hy wat deur die water en die bloed gekom het, en die Gees getuig hiervan. Met ander woorde, die Heilige Gees getuig, dat hy waarlik mens kom word het. En dis belangrik. Nou kom ons gaan luister na 'n videoklip van 'n Unitarian leraar, wat natuurlik die skrifgedeelte in Handelinge 20, vers 28 totaal vir my dit beskryf as 'n vertalingsprobleem, en wil hulle dit so graag omseil om Jesus nie as God te sien nie. Kom ons gaan luister wat hy sê. Right, the next person is Paul. Does Paul call Jesus God? The first example is in Acts 20:28. It says, "Pay careful attention to yourselves and to all the flock in which the Holy Spirit has made you overseers, to care for the church of God, which he obtained with his own blood." So the first thing to note is that there are actually some manuscript problems with the phrase church of God. So when it says to care for the church of God, there's actually quite a few manuscripts that say church of the Lord, Kuriou in Greek. So that's one difficulty, to base a doctrine or to say, hey, this is calling Jesus God on a verse that has very, very many textual variants. That's a risky thing to do. And not only that, but there's also translation problems with this verse. So at the end there, when it says his own blood, it could also be translated the blood of his own. So that one's own, that Greek word idiou there, is in the genitive, which means it could be possessive. So it could be the blood of his own. It's not necessarily his own blood, but the blood of his own. So the phrase his own could be referencing Jesus, his own son. So there's manuscript problems, there's translation problems, and there's actually quite a few Trinitarian translations that don't translate it this way that the ESV does. They actually translate it the blood of his own son. These are the NET, the CEV, the Contemporary English Version, and the GNT, the Good News Translation. So there's multiple Trinitarian translations that don't see this as saying that God has blood. So I do not think that Acts 20:28 teaches that Jesus just is God. It's not clear at all in the text because of translation and manuscript problems. Nou ja, jy kan sien hoe hy op 'n subtiele wyse probeer om daai skrifgedeelte te verdraai. Daar's vertalingsprobleme en nou sê hy natuurlik dat dit sê nie eintlik dat dit God se eie bloed is nie, maar die bloed van sy eie seun. Met ander woorde, van sy eie betekenis eintlik Jesus Christus. So Jesus is nie God nie, hy het net bedoel die bloed van sy eie seun. En dit is baie gevaarlik om sulke stellings te maak. Die Satan probeer op hierdie manier die godheid van Christus ontken. Nou die skrifgedeelte in Handelinge 20:28 is 'n probleem vir hierdie Unitarian. En omdat hy Jesus nie sien as God nie, soek hy fout by die vertalings en so meer. Nou God het in Christus Jesus mens kom word, en dis wat ons nou net gelees het in Johannes 4 vers 2 tot 3. Hy het mens kom word in Christus, en as jy dit nie glo nie, jy die gees van die antichrist. Hy sê en word daarom die term met sy eie bloed. Jesus het sy bloed gestort in 'n liggaam, God in die vlees. En dis belangrik dat ons die konteks sal verstaan.
As jy nie kan verstaan dat Jesus God is nie, en dat God mens kom word het nie, dan mis jy die hele evangelie. En dis baie, baie ernstig. Nou, dat dit nie in die kerk van God nie, maar van Jesus, dat dit nie die kerk van God is nie, maar van Jesus Christus. Met ander woorde, ons is die liggaam van Jesus, maar nie van God nie. Dit is toch duidelik dat God sy uitverkorenes gered het in Christus Jesus, en hy sê dit baie duidelik in Handelinge 20:28, dat hy sy gemeente met sy eie bloed verkry het. En dit is 'n waarskuwing. Soveel mense probeer Jesus Christus wegredeneer as God, hy is nie God nie, en dit gaan jou kos, dit gaan jou saligheid kos, en baie mense besef dit nie nou nie. Nou goed, hier Unitarian sê dat God gave his son, not himself in John 3:16. For God so loved the world that he gave the only begotten son, so that everyone believing in him should not perish, but should have eternal life. So hulle sê dat God het sy seun gegee, nie homself nie, hy praat nie van homself nie, maar hy het sy seun gegee, en hierdie seun vir hulle is natuurlik 'n geskape wese, of 'n engel, of een of ander wese, maar dis nie God homself nie. En dit is 'n baie ernstige saak, wanneer ons gaan kyk na Johannes 3:16, dat die God het Jesus Christus gestuur na die wêreld, hy het homself gegee as 'n offer. Kom ons gaan luister na 'n videoklip van nog 'n Unitarian wat natuurlik sê dat die Archbishop of Canterbury is 'n valse leraar omdat hy sê God het homself gegee. Kom ons gaan luister. Please notice the shocking words of the Archbishop of Canterbury, who preaches a false Christ. God himself, who said that he came not to be served, but to serve, and to give his life as a ransom for many. Let's get the biblical facts correct. God himself did not say he came himself to serve. God himself did not give his life as a ransom for many. The Most Rev. Justin Welby believes and teaches a false Christ and a false gospel. The truth is, God gave his only begotten Son Jesus to serve. The truth is, God gave his only begotten Son as a ransom for many to pay the price for our sin. God did not give himself, but his only begotten Son, the Christ. For God so loved the world, that he gave the only begotten Son, so that everyone believing in him should not perish, but should have eternal life. John chapter 3 verse 16. To believe and preach Jesus is God, is to deny the Father, and the Son, and the Christ. 1 John chapter 2 verse 22. Dit is baie duidelik dat hierdie mense glo dat God apart van Jesus Christus is, dat hy maar nie die seun van God is, en dat God hom nie self vergeet nie. En dan sê natuurlik hierdie Archbishop van Canterbury is 'n valse profeet, 'n valse leraar, want hy sê dat Jesus eintlik God is, maar dat God nie dit gesê het nie, dat God nie self gesê het, ek gee myself as 'n offer nie. En dit is baie, baie ernstig. Mense, hierdie goed is so subtiel ingevleg, dat hierdie valse leraars wat probeer om misleiding te bring oor wie Jesus Christus werklik is. Nou die teenstanders van die godheid van Christus sê dat die Archbishop van Canterbury 'n valse Christus verkondig, omdat hy sê dat God het homself gegee as 'n offer. En tog sê die skrif dit baie duidelik. Maar natuurlik het God homself gegee. Wat God is? Hy is Jesus Christus, wat as 'n offer gekom het in sy seun in 'n fisiese liggaam aan die kruis. Nou, most Christians believe Jesus is God, but that's not possible, sê die Unitarian. Hy sê simply because God cannot die, Jesus died. So hulle glo dat God kan nie sterf nie, en die Bybel sê, ons gaan kyk na die skrifgedeelte, dat God is onsterflik. Maar daarom het hy 'n mens kom word, met 'n menslike liggaam wat kan sterf. En dis presies die doel waarvoor Jesus gekom het. Nou kom ons gaan kyk na die skrifgedeeltes. God is onsterflik, die seun van die mens moes sterf in 'n liggaam, om die volmaakte offer te bring. Nou wanneer ons natuurlik 1 Timoteus 6 vers 13 en 16 lees tot 16, ek gebied jou voor die aangesig van God wat aan alle dinge die lewe gee,
en van Jesus Christus wat voor Pontius Pilatus die goeie belydenis betuig het dat jy die gebod onbevlek, onberisplik bewaar tot by die verskyning van ons Here Jesus Christus wat op sy eie tyd vertoon sal word deur die salige en enigste heerser, die koning van die konings en die Here van die Here. Nou wie is die koning van die konings en die Here van die Here? Is dit nie Jesus Christus wat dit self sê nie? Dan sê hy, wat alleen onsterflikheid besit en 'n ontoeganklike lig bewoon, wat geen mense sien of kan sien nie, aan wie toe kom eer en ewige krag. Ons het net nou gesien dat Jesus is God, ons verlosser, en as jy die skrifte reg verstaan en reg lees en die regte eksegese, dan kan jy nie anders tot 'n slotsom kom dat hy waarlik God is nie, en dis belangrik. Nou goed, God is 'n liggaam in 'n liggaam, Jesus, en hy kom sterf aan die kruis. Dit is wat God is. Hy het gekom as Jesus Christus in 'n liggaam. En dan kom kyk ons net wat die konteks daarvan is. God cannot die, a human being can die. That is why Jesus had to be the God-man. He had to be a man so that he could die. He had to be God so that his death would be sufficient to pay for the sins of the entire world. En dis belangrik in Johannes 2 vers 2. God the Father cannot die. God the Son with a sinless human nature added to his divine nature could die, and he did die. So hy het gesterf as 'n mens, en dit is die groot verlossingsplan wat God gebring het. Jesus Christ, the God-man, was the absolutely perfect and utterly complete sacrifice for our sins. En dan kan jy daai skrifgedeeltes vir jouself gaan lees. Nou God het in die vlees gekom en as 'n mens, naamlik Jesus Christus, en het deur sy bloedoffer die perfekte prys kom betaal vir die sonde van die mensdom. En dit is die verborgenheid van die evangelie, en baie verstaan dit nie, en God het mens kom word. Hy moes mens kom word het, anders kon hy nie die offer fisies, soos dat daar 'n lammetjie in die Ou Testament geslag is, 'n fisiese lam wat betaal het vir die sondes van die volk nie. Daarom is hy die lam van God en hy moes mens kom word om hierdie perfekte, hierdie volmaakte offer te kon bring. Nou ek glo dat u saam geluister het en dit is belangrik dat u navorsing gaan doen en gaan kyk wat die skrifte leer rondom die godheid van Christus, maar dit is baie, baie belangrik. As jy Jesus verkeerd verstaan, verstaan jy die hele evangelie verkeerd. Tot 'n volgende keer wanneer ons weer gesels, mag die Here u seën. Totsiens.